Ons is besig om te gesels oor ons maand se tema hierdie week en dit is leierskap. Hoe lyk leierskap vanuit 'n Bybelse en ek wil sê gelowige perspektief? En ek dink die beste voorbeeld wat ek en jy het is Christus. Maar Jesus kom sê ook vir ons dat goddelike of Christelike leierskap is radikaal anders as wêreldse leierskap. En also in Lukas 22 sien ons hoe die disippels onder mekaar stry oor wie van hulle nou die belangrikste is. Want selfs daar by hulle was hulle maar kompeterend geweest en dan sê hierheen, maar hy dink hy is belangriker, want dalk het hy al langere pad saam met Jesus gestap. Ja, en dink hy is belangriker want hy het al deel gehad aan meer wonderwerke, of hulle dalk al meer vir hom gedoen, voel hulle, of al verder saam met hom gestap. Maar dan praat Jesus hierso, en ek lees saam met jou daar in Lukas 22 van vers 24 af, hy sê, terwyl hulle nog aan die tafel sit, het die disippels aan die stry geraak, oor wie van hulle die belangrikste is. Toe sê Jesus vir hulle, moenie soos baie mense in magsposisies maak nie. Hy sê, hulle hou daarvan om oor ander baas te speel. Hulle wil gedurig met groot respek behandel word, omdat hulle so belangrik is. Maar julle moenie soos hulle wees nie. As julle regtig belangrik wil wees, moet julle die minste wees. Die van julle, wat die meeste respek verdien, moet van nou af die heel geringste wees. Behandel ander mense met groot respek, maak nie saak wie hulle is nie. Jesus kom beeld weer eens, ek wil amper sê hierdie omgekeerde, hierdie onderste bo koninkryk uit, waar hy sê, in die wêreld is dit belangrik dat jy aansien het, en dat mense na jou sal opkyk. En ek hoor baie ouens, nou die dag het ek gehoor ou sê, as jy in 'n vertrek instap, moet die mense jou teenwoordigheid voel, jy weet, mense moet verstaan, hier's 'n leier, hier's nou 'n man of 'n vrou wat hier ingestap het. Maar Jesus sê, hy kom verander dit, hy sê, as jy die belangrikste wil wees, wees die minste. As jy die meeste wil wees, wees die minste. Dit is dieselfde Jesus wat 'n kindjie vat en tussen die mense laat staan en dan sê hy, ons moet word soos hierdie kindjie. Hy sê, want aan hulle behoort die koninkryk, maar hy sê, as ons nie word soos hierdie kindjie nie, sal ons nie die koninkryk beerwe nie. So wat leierskap betref, gaan dit nooit oor my en jou nie. Dit gaan nooit oor hoe belangrik is ek, of jy, of wat se posisie is in ons, of hoeveel gesag het ons, of kan ons baas spelerig wees oor mense, of kan ek vir hierdie en sê, doen dit en dan doen hy dit, of Jesus sê, wees die minste. Hy sê, as jy bereid is om die minste te wees, sê, dan is jy 'n goeie leier. En dis omgekeerde, die wêreld sê, jy moet vat wat jy soek, jy weet, jy moet dit vat, maak nie saak hoe nie, maar jy gryp elke oomblik aan, en as iemand nie vir jou 'n pad maak nie, dan stoomroller jy 'n pad, en jy stoot dit oop, en jy gaan oor almal se kop, en jy maak seker dat jy dit kry, jy weet, jy aanhouer wen, en ek wil amper sê, soos die Engelse sal sê, dis ruthless, en dit voel vir my, dat leierskap nogal so 'n ding in die wêreld geword het, dat leiers wat mense voor aansien het, is ouens wat vat wat hulle wil hê, dit is ouens wat kragtig is, dis die manne wat die bomme laat val, wat groot uitsprake maak, wat ander se lewens affekteer, en hulle uitsprake lei selfs tot die dood van ander. Mag dit nie my en jou hart wees nie, mag ons die minste wees, mag ons onthou, dat Jesus sê, ek en jy is hier om te dien, en dat hy self die minste geword het, sodat ek en jy verhouding kan staan met hom, en die ewige lewe kan beerwe. Maar mag ek en jy vandag onthou dat ons leierskap lyk anders, ons leef anders as die van die wêreld. Mag jy 'n awesome dag hê, geesvervulde dag, en ek sien uit vir jou om môre weer saam met ons in te skakel. Tot dan.